Welkom terug by Groot Ontbyt se kombuis. Klein, ek weet nie altyd is dit klein kombuis of dit 'n groot kombuis? Wel, dis 'n groot kombuis. Hy lyk groot op TV. Want ons maak groot Ons maak groot grafte. disse saam met Chef Renate Verberg, Ja. Lord. Chef, welkom. Dankie. Jy maak 'n Afrikaanse ikoon. Ja. Wat maak ons vandag? So, deesdae dan wonder ek soos okay, wat moet ons maak en ek het baie goeie idees gekry om wat om te maak en hierdie een het met my uitgestaan. Want toe ek groot geword het, het my ma altyd vir ons Marmite tart gemaak. Marmite tart. Ja. Oh, is So lekker. ek weet daar's 'n groot debate oor of jy van Marmite hou of jy van Bavro hou. Ek voel Marmite is Onnodig. beter. Die debat is onnodig. Dis lekker. Sout. Eet dit. Marmite is beter. Marmite is beter. So dit wen die debat. Okay? So vandag maak ons Marmite tart. Oh, mens. Ons begin seker by die deegbesigheid nou. Jy weet Marmite tart laat my eintlik baie dink aan soos 'n malva pudding. Ja. So dit was as jy dink aan 'n malva pudding, jy het jou koekdeel en dan het jy jou sousie Sousdeel, deel. ja. En 'n Marmite tart is dieselfde. Ons het ons koekdeel en dan nadat hy gebak het, gaan ons sous Sousspyse. oorgooi. Ja. So ons gaan nou eers begin met ons basis, ons koekdeel. So hierso het ek 280 gram meel in my bakkie. 280 gram. Dan gaan ek 10 ml bakpoeier bysit. Dit is 2 teelepels. Okay. 50 gram suiker. So party mense hou nie daarvan om suiker in te sit nie, maar ek voel jy het soveel sout van die mamma, jy moet 'n bietjie soet daarin Jy sit. moet 'n bietjie 50 gram Okay, suiker. 50 gram. En dan 'n knippie sout. So jy kan daai net vir ons inmeng. Ek maak so. Daar sy. En dan terwyl jy daai inmeng, gaan ek met ons nat bestanddele begin. So hier het ek 60 gram botter wat net gesmelt is en ek gaan by dit gaan ek 'n koppie melk byvoeg. 60 gram botter, koppie melk. Ja. Okay. En dan 2 eiers. So 2 eiers gaan nou hier in, meng. En as jy nou reg is, kan jy half vir ons soos 'n gaatjie maak daar in die middel. Klag gedoen dame. En dan gaan ek stelselmatig gaan ek my nat bestanddele by my droë bestanddele invoeg. Stelselmatig. Ja. Terwyl jy roer Karring. vir ons. Ja, Kan, karring maar is ek my sal ding. stadig want ons wil nou nie hê alles moet oral gaan nie. en ek kies die roeispan hier, dit sal So nogal bietjie bietjie inmeng, inmeng. bietjie Bietjie inmeng. bietjie. Nog bietjie. Daar sy. Nog 'n klein bietjie. Nou begin dit 'n degerige ding raak. Ja, so jy sal sien dit lyk amper soos flapjack deeg. Jy weet soos daai consistency. Ja. Dis hoe dit lyk. So as hy nou mooi ingevou is, ons maak dit seker ons het geen klonte nie. Geen klonte nie. Nou wil jy my alweer laat hard werk. Kyk hoe lekker lyk Ek dink ons daai. kan wegkom in die wêreld met so 'n bietjie klonte, maar lyk my ook nie. Dan gaan ons nou ook kaas byvoeg. Ja. So jy kan nou kies wat se kaas jy wil byvoeg. As jy wil wit cheddar insit, as jy wil geel cheddar insit. Ek hou meer daarvan om geel cheddar in te sit want okay, ek dink dit is mooi. Ek dink dit is perfek. Nee. Geel cheddar, ek voel net dit gee bietjie meer kleur. Ja, die kleur. Okay. So hierdie is nou 150 gram wat ek nou net gerasper het. Ja. So nou kan jy net daai vir ons invou. Fold in the cheese. Fold in the shiz. Okay. En vou meer en ek moenie so hard klit soos nou. Nee, so ons meng hom net in. So vou. Okay. So daai is ons koekbasis nou, ons sterkbasis. So hierdie gaan jy nou in 'n bak sit en jy gaan hom bak vir so 30 minute totdat dit goudbruin is vir 180 grade. 30 minute goudbruin 180 grade. Maar soos 'n malva pudding wil jy seker maak jou basismengsel is warm as hy uit die oond uitkom en jou stroopmengsel. So, Beide moet warm wees. beide moet warm wees. Anders dink daaraan as jy nou 'n koue basis het en jy sit ietsie warm daaroor, hy gaan soos soggy gaan. En jy wil hê hy moet eintlik nog steeds 'n mooi koek wees, maar hy moet daai sous kan intrek. Trek, ja. So, terwyl hierdie nou bak, gaan ek nou my sousie prep. Ja. So daar's nou in die oond vir 30 minute 180 grade. Ja. Dan in my potjie hierso het ek 60 gram botter en ek het
So ek het nie hierdie met gewig afgemeet nie, want ek voel mamma het Jy het met meet jy lus gemeet. met liefde af. So ek het 4 lekker groot eetlepels mamma. 4 groot eetlepels mamma. Ja. Hoeveel botter nou weer? 60. 60. Ja. Ja. So dit behoort jou mamma behoort ook as jy dink aan 'n eetlepel is 15 ml. So as jy 4 eetlepels doen, is dit min of meer ook 60 ml, so 60 gram botter. So 1 tot 1 60 verhouding ml Marmite, maar jy meet hom met liefde af. Ja. So ek dink myne was 'n klein bietjie meer en dan gaan jy hierdie saam smelt. Ons wil nie hy moet borrel nie, want onthou hierdie moet tog vir 30 minute bak. So, So, mag jy ons gaan hom net warm maak en dan gaan ons hom afsit. So ons wil net hê al hierdie geure, wel die 2 geure wat hier binne is, moet net beste maatjies word, mekaar leer ken. Dan as ons sien daai is reg, dan gaan ons nou hierdie lekker warm aansit. Dan gaan ons hom net 1 keer laat prit en dan kom ons maar vir uit die oond uit, dan is ons sous warm. So. Hierdie is baie warm. Ja. Dit is nou net uit die oond uit. Vuur warm, verbeel jou hande brand glad. Warm, nee, Ja. ek het gelukkig is ek 'n chef, so ek het nie meer gevoel in my hande Dit is nie, ook maar dit dit nie is brand nie, jy ja. kan aan dit raak en jy kan voel hoe warm dit is. Maar nou is ons sousie is nou lekker bymekaar. Kan jy sien hoe al hierdie geure nou bymekaar gekom het? Hulle is nou beste maatjies. En hierdie is warm, daai is warm. So nou gaan ons hierdie oorgooi. So Daaroor. ja, Moet ek dit doen? as jy wil. Ek kan dit ook Wat groot kanse die hele, miskien die hele besigheid, want daai is 'n miniatuurkoekie. So ja, hierdie is nou die volle resep, so jy kan net halfte, hierdie is nou halfte van die resep. Moenie nie versuip nie. Maar nou gaan hy, so as hy nou lekker warm is, gaan hy nou al daai geure lekker intrek. En as hy nou klaar mooi ingetrek het, dan gaan jy nou bietjie kaasies oorsit, want dis 'n Kaasies ook Marmite en kaas tertjie wat ons hier het. Ek gaan net so net vir liefde nog so bietjie. vir Die liefde. hoekies net raak. Marmite is die beste liefde wat jy kan ontvang. Ja. So, Hierdie is lekker. Op die Ja. regte manier skoonmaak. kom ek skuif dit daar. So nou gaan hy sit, hy gaan al daai geure intrek en dan gaan ons net 'n klein bietjie kaas vat en ons gaan hom net oor sprinkel. En dan Marmite tart kan jy koud eet, maar hy is die beste of dit is die beste as jy hom warm eet. Chefernate. Dit lyk heerlik. Heerlik sê ek vir jou. Dankie. Baie dankie daai mamma tertjie. Ek hoop jy het al daai bestanddele mooi neergeskryf in die regte volgorde en verhoudings. Dankie vir jou advies. Dis so 'n Dankie. populêre Suid-Afrikaanse nommertjie hierdie. Ek seker iemand by die huis gaan hom vandag nog maak. Ek dink gaan my mense hom laat maak.